Amen, wat 'n voorreg om vanoggend in die huis van die Here te staan. Nou ek wil vanoggend vir jou sê dat, jy weet, partykeer dink julle dalk dis die enigste rympie wat die ouens leer wat hier voor staan. Jy's op die beste plek wat jy kan wees. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat ons kom op 'n plek waar ons maar net aanvaar dat ons hier kan wees. Dis ons keuse. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat dit eintlik guns van God is. Jy sien, nie een van ons kan net verwag om hier te wees nie. Nee. Guns van God. Die Here het 'n manier om ons toe te maak en om ons te beskerm en om ons deur te dra wanneer ons nie regtig seker is hoekom nie. Hy vat ons baie keer na plekke toe wat dalk baie keer baie vreemd is. Maar weet jy wat, dit is jou seisoen. Het is nie altyd lekker om deur verskillende seisoene te gaan nie. Maar ek wil vanoggend vir jou dit sê dat die seisoen waarin hy jou plaas, los hy jou nooit en alleen nie. Ek en jy kies om alleen te wees. Dis wanneer ons wegstaan van hom af, wat ons alleen is. Nou ek wil vanoggend in kort vir julle dit sê, dat die hand van die Here is soveel groter as wat ons ooit sal weet. Nou ek het vir my Zaan gesê, ek gaan hierdie week binnelandse sake toe, ek gaan my naam verander. Ek gaan my naam nou Flash maak. Want ek het ervaar wat dit is as die weerlig jou bietjie flash. En dis minder lekker. Maar ek wil een ding vir jou sê, ek het na dit besef dat God se grootheid is soveel groter. Want jy sien, omstandighede kon soveel anders te gewees het. Maar die Here het 'n manier om ons toe te maak, om ons te beskerm en om ons deur te dra. Ek kies om te glo dat my en jou roeping groter is as enige aanslag van Satan. Maar jy sien, dit gaan van ons afhang. En dis waarom ek vanoggend net gevoel het, ek sê vir ouens daar binne, vanoggend gaan ons eers worship. En dan gaan ons aansit aan die tafel. Nou julle sal sien, want ek dink baie ouens is te bang om vanoggend kerk toe te kom toe hulle hoor, daar's 'n skaal. Want wat is die ding wat jy die bangste voor is in jou huis? Om een of ander rede, daai ding lieg sonder 'n stem. Ek verstaan nie, as ek na daai ding toe loop, dan sit asof hy klaar wegkry, want hy weet hy gaan ons seer maak. Maar ek wil hierdie gedagte by jou los. My skaal het nog nooit weggekruip, omdat ek te lig was nie. En ek dank die Here daarvoor. Want weet jy wat, ek is eerder 'n heavyweight in die gees, as wat ek te lig gevind word in die gees. En ek wil vanoggend jou uitdaag. Maak nie saak hoe klein of hoe groot jy is nie. Maar jy moet begin om die titel te vat as 'n swaar gewig in Jesus. Want jy sien, 'n swaar gewig in Jesus doen goed anderste. Het jy al ooit gesien dat die swaargewig wêreldkampioen van die wêreld net in die kruit instap? Nee. Ja, hy het 'n groep ouens wat saam met hom loop, daar's musiek, die ouens gaan crazy want hy is dan die kampioen. Maar ons aanbid die koning van alle konings en ons kom so saggies soos muise oral inge. Is dit nie weird nie? Dat wanneer ons hom kan loof en prys, dan wil ons dit saggies doen. Daar moet orde wees. Jy moet regtig psalms gaan lees. Want ergens verstaan iemand iets nie reg nie. Om die Here te loof en prys met alles wat in jou is, beteken dat ons 'n geraas maak vir Jesus. Jy sien, ons maak nie net 'n geraas om 'n geraas te maak nie. Ons gee hom eer met alles wat ons het. Ons sluit ons oë. Vader, dankie Here vir wie U is. Vader, dankie vir wat U besig is om te doen by Leefstyl vanoggend, Here. Vader, ek eer U, ek loof U, ek prys U groot naam. Vader, ons kan net vanoggend
op die plek kom waar ons kan sê, Here, help my om vanoggend 'n swaar gewig vir U te wees. Vader, help my om vanoggend nie meer bang te wees vir die geestelike skaal nie. Vader, help ons om vanoggend daai vrees van, gaan ek te lig gevind word, net te verwyder. Here, U sê dan in U woord vir ons, dat U het ons by ons naam geroep. Vader, ek bid dat ons vanoggend dit sal embrace, Here. Dat ons vanoggend daai opgewondenheid sal vat en sê, Here, dankie dat U my by my naam geroep het, Here. Dankie, Here, dat U oor my lewe, Vader, goedheid en guns oopgemaak het, Here. Dankie dat ek vanoggend, Here, met 'n opgewondenheid voor U kan dans en spring en skree, Here, want U is die koning van alle konings, Here. Ek bid, Vader, dat ons vanoggend net bewus sal wees van die Heilige Gees. Here, U alleen is welkom, Here. Vader, ek bid dat U vanoggend geheel en al oorvat. Ek bid vanoggend, Here, dat U ons finansies sal seën, Here. Ek bid, Here, dat die seën van ons Here Jesus Christus by elke huishouding sal stil staan. Vader, bring ons op 'n plek dat ons nie meer, Here, met 'n swaar hart sal rondkyk en ek kan nie meer doen as wat ek doen nie, Here. O nee. Here, U sê U het 'n blymoedige gewer lief. Vader, en vanoggend gaan dit nie oor wat jy na die skatkis bring nie. Dit gaan oor wat jy na die wêreld toe vat. Vader, dat ons nie sal bang wees om by die wêreld betrokke te raak en vir hulle te wys wat ons Jesus kan doen nie. Vader, ek bid, Here, dat ons vanoggend net bewus sal wees van U. Ek bid, Here, dat U ons denke sal skoonmaak, dat U ons 'n rustigheid, dat U ons 'n vrede gee vanoggend. Here, alles wat opgebou het tot hier, dankie dat U dit nou wegvat. Here, dankie dat ons nou voor U kan staan en net sê, hier is ek, Here. Hier is ek. Vader, ek loof U en ek prys U in Jesus naam. Amen. Ons gaan saam staan, ons offer na die skatkis bring en dan gaan ons die Here loof en prys met alles wat ons het. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. En daal oor ons neer. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. En daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. En daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Ons wag op U, ons wag op U en ons vra, vul ons
Kom my liggees en daal oor ons neer. Ons wag op U, ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Ons wag op U, ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Heilige Gees, U is so welkom vanoggend hier by ons, Here. Here, dankie dat ons enige vooropgestelde idees nou net by U voete kan los. Kom en doen soos U goeddink vanoggend. In die naam van Jesus. Ons prys U in aanbidding. Ons prys U in aanbidding. Ons prys U in aanbidding. Gesalfd
is hier en sy naam is Jesus. Wil jy vanoggend ook die naam van Jesus oor elke situasie in jou lewe spreek? Ons gaan dit vanoggend saam met jou sing en ons gaan sy naam groot maak. I just want to speak the name of Jesus. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
speak Jesus. Here, ons wil in die naam van Jesus spreek vanoggend. Oor elke stronghold, oor elke kind van ons. Here, ons het 'n belofte aan U gemaak dat ek en my huis, ons sal die Here dien. En daarom roep ons vanoggend ons kinders terug. Ons roep hulle terug in die naam van Jesus. Ons spreek die naam van Jesus oor hulle uit, in Jesus se naam. Ons maak hulle vas vir U koninkryk, in Jesus se naam. Here, ons wil vanoggend elke negatiewe gedagte kom gevange neem en dit in gehoorsaamheid plaas aan die woord van die Here. Wat myne is, sal myne bly tot die dag van my dood, in die naam van Jesus. Worthy is your name, Jesus. Your name is worthy, Lord. You deserve the praise. You deserve the Worthy praise. is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. For you alone are holy. For you alone are holy. You alone are worthy. So worthy. You deserve the glory. Oh, Jesus, you alone. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory.
Lord, you are worthy of it all. Rebasiento Yoshabahanti Somoyonto. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Here, dankie Here, dankie Here. Oh, you are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all, Lord. Amen, Jesus. Dankie Here, dankie Here. Yes, Lord. Dankie, Jesus. Oh, yes. Oh, Lord Jesus. Amen, Jesus. Oh, Father, you are worthy. You are worthy of it all. Dankie, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Ek wil vanoggend net, voordat ons aangaan, wil ek met jou deel dat die Here wys my vanoggend dat so baie van ons is vanoggend op die plek dat wanneer ons na hierdie skaal kyk, dan is daar twyfel in ons binneste, want ons is nie seker of ons swaar genoeg is nie. En ek wil vanoggend vir jou sê dat ons kan niks verder vanoggend vat in hierdie diens tot en met ons die besluit neem om te sê, Here, ek wil 'n swaar gewig vir U wees. Ek wil swaar genoeg wees in die gees, Here. Ek wil genoeg wees vir U. So ek wil vanoggend vir jou sê dat hulle gaan rustig daai sing. Maar ons moet vanoggend vergeet van alles, maar voordat ons kan aansit aan hierdie tafel, wil ek vanoggend vir jou sê, as jy vanoggend nie die oortuiging het in jou gees dat jy swaar genoeg is nie, wil ek hê dat jy hier saam met my kom staan. En ons gaan eers Vader vanoggend vra om ons te herstel, om ons posisie reg te kry, om ons op die plek te bring waar ons weer kan sê, Here, ek is 'n swaar gewig in die gees. Vader, ek is genoeg. Sien, want die wêreld vertel ons die heeltyd, jy's nie genoeg nie. Jy kort nog dit. En ons begin later in daardie ding vasval.
Maar ek besef net vanoggend dat, jy weet, dit maak nie saak of daar 1 of 2, maar dit maak saak dat ons vanoggend gehoorsaam is aan die woord van God. Jy kan nie vanoggend enigsins iets verder invat as jy nie vanoggend toelaat dat God jou herstel nie. So as jy vanoggend voel, Here, ek is nie seker oor my gewig nie. Kom staan nie voor dat Vader in die Gees jou herstel. Dat hy weer daai nuwe geestelike batterytjie insit. Amen, Jesus. Amen, yes. Amen, Jesus. Kashandarabasindarabasie. Oh, shatarabasiende. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, in U naam, Here. In U naam, Here. In U naam. Amen. Kom skuif so vorentoe. Kom ons staan hier so lekker by die tafel. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, you are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Dankie, Here, vir wat U vanoggend doen, Here. Dankie, Here, dat ons vanoggend weet, Here. Wanneer ons hier staan, weet ons, Here. Vader, ons gaan nie te lig bevind word nie, Jesus. Amen, Lord. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all, Jesus. Dankie, Here, dankie, Here, dankie, Here, dankie, Here. Vader, dat dit wat U nou besig is om te doen, Here. Vader, dat U ons herstel, Here. Vader, ek bid, Here, vir swaar gewigte in Jesus naam, Here. Vader, dat ons nie sal bang wees nie, Here, maar dat ons vanoggend op die plek kom, Here, waar ons kan sê, Here, Vader, ek wil 'n swaar gewig vir U wees, Here. Vader, ek wil oorwinning vat, Here. Ek wil omdraai, Here. Ek wil opstaan, Here. Want ek weet, Here, Here. Ek weet wat U my voorgeroep het, Here. Vader, in ons herstel elke deel van elke roeping vanoggend, Here. In Jesus naam, Here. In Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Vader, U verander omstandighede in die naam van Jesus Christus, Here. Vader, elke band, Here, gesny in Jesus naam. Dankie, Here. Breek dit, Here. Breek dit, Here. Breek dit, Here. Die twyfel is weg in Jesus naam, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, dankie, Here. In Jesus naam, Here. Dankie, Here. Oh, Vader, Here. Herstel, Here, herstel. Herstel, Here. Amen, Jesus. Yes, Lord, you are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Vader, Here, begin in ons iets nuuts, Here. Vader, ek bid, Here, dat ons nou, Vader, die aanvulling voel in ons gees, in Jesus naam, Here. Vader, dat ons voel hoe ons gees volgemaak word vanoggend, Here. Vader, daar's geen areas waar daar tekort is nie. O, Here, ek sê dankie dat U vanoggend denke vernuwe, Here. Vader, dat ons uit hierdie leuen van Satan kom, Here. Dat ons vanoggend kan kom staan op die plek waar U ons wil hê, Here. Dat ons kan sê, Here, ek het meer nodig. Ek het meer nodig. Ek het meer nodig, Here. Oh, Jesus. Here, dat U daai floodgates vanoggend oopmaak, Here. Dat ons ervaar, Here, Vader, hoe ons net sterker
en sterker word in Jesus naam, Here. Dankie vir elke oorwinning vanoggend, Here. Dankie, Here, dat U bande vanoggend breek in die naam van Jesus Christus. Here, dankie dat ons opstaan, Here. Vader, met 'n nuwe lied, Here. Vader, dat ons kan sê, ek en my huis gaan die Here dien. Ek en my huis gaan 'n verandering bring. Ek en my huis gaan vir Jesus leef. Here, Vader, dankie dat ons weet, Here. Oh, Jesus. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Amen, Jesus. Oh, kom ons sing dit vir die Here. You are worthy of it all, Jesus. Amen. Sarabashito robosin. Oh, rabashata rabasindu robosin, rabasien. Oh, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Oh, you are worthy, Jesus. Dankie Here. Dankie Here, dankie Here. Herstel Here, herstel Here. Oh, Jesus. You are worthy of it all, Lord. You are worthy of it all. Vader, dankie dat ons vanoggend, Here. Vader, ervaar hoe U ons oë aanraak vanoggend. Here, dat daai doppe wat op dit was, daai blurigheid wat ons nie toegelaat het om die detail te kan sien nie. Ek sê dankie dat U dit nou wegvat, Here. Ek sê dankie, Here, dat ons nuwe visie het om te sê, Here, ek is nie bang om op hierdie skaal te klim nie. Want dis nie meer ek nie, so ek sal nooit te lig gevind word nie, Here. Wanneer ek en my Jesus op hierdie skaal klim, weet ek dat ons genoeg is, Here. Vader, en ek bid vanoggend, Here, dat U die plek en die area herstel van waar ons loop, Here, van wat ons doen. Here, want ons wil vanoggend, wil ons net weer stil raak en sê, You are worthy of it all, Lord. Vader, daar's niemand en niks anderste nie. Vader, ek sê dankie vir die voorbereiding in die gees. Ek sê dankie dat ons by hierdie tafel kan kom staan, wetend, Here, dat hierdie U liggaam en U bloed is. Oh, Here. Wees vanoggend vir ons meer. Wees vir ons meer, Here. Wees vir ons meer, Here. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy het op 'n plek gekom waar jy dink, jy moet net aangaan en jy moet deur alles gaan, want jy wil vrede bewaar. Maar die Here sê vanoggend vir jou, jy moet ophou om vrede te bewaar en jy moet staan vir dit wat hy jou voorgeroep het. Jy moet in die autoriteit van ons Here Jesus Christus begin wandel. Jy moet begin praat wanneer hy wil hê jy moet praat. Jy moet ophou om net grondgebied op te gee en te sê, dis nie jou sterkpunt nie. Want hy het jou geroep vir soveel meer. Hy het jou geroep om groot dinge te doen, maar hy wag vir jou om die eerste tree te gee. Here Vader, help ons om vanoggend in die gees daai tree te gee. Help ons om vanoggend te weet, Here, wat U vir ons uitsit. Here, dat ons by hierdie tafel kan staan, langs hierdie skaal wetend, Here, ek is nie bang om geweeg te word nie, Here. Vader, want wanneer U woord inkom, is die gewig alreeds genoeg. Vader, want ons niks wat hoër is as die woord van God nie. Vader, ons gee vanoggend oor aan U, wetend, Here, dat U woord die waarheid is. Vader, ek bid U soewereine wil oor die huis, in Jesus naam. Amen. Hierdie skrif kan net nie, dit kan net nie oud word nie. Want jy sien, 1 Korintiërs 10 vers 15 sê, ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Ek dink ons het 'n geneigtheid
om te besef dat Vader met ons praat. Want jy sien, hy kyk na ons en hy sê, ek spreek soos met verstandige mense. Oordeel self vanoggend. Hy sê die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Jy sien, ons moet verby hierdie ding beweeg, dat ons na die tafel kyk, en ons sien net 'n kelkie en 'n broodjie. Dis waarom jy tot by die tafel kom, ontvang, gaan sit, met geen verandering nie. Jy sien, maar wanneer jy self oordeel, wanneer jy soos 'n verstandige kom, wetend wat die woord van God vir my en jou sê, dan besef jy dat hierdie is die liggaam van Jesus Christus. Sy bloed wat uitgestort is vir ons. Ouens, maar ons moet op die plek kom, dat ons sê, Here, ek is gereed. Onthou jy daai mooi liedjie wat sê, washed in his blood, saved by his grace. Wanneer laas het jy die ervaring gehad, dat jy gewas is in sy bloed? Wanneer laas het jy die bloed van Jesus Christus in die gees letterlik ervaar oor jou? Of neem jy maar net aan? Ek gaan weer dit vir jou sê, ouens, as jy nie 100% seker is nie, is jy op die gevaarlikste plek van jou lewe. Ons het nie tyd om te sê môre of oormôre nie. Ons het nie nog tyd om uit te stel nie. Ons kan nie vir onsself sê, ag weet jy, een of ander tyd gaan my kinders bykom. Ons as ouers het nie die luxury om met daardie denke te loop nie. Jy sien, ons het nodig om die bloed van Jesus oor hulle te pleit, elke oomblik van elke dag. Ons het nodig om die goed aan te spreek wat nie aangespreek word nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek doen nie seeker friendly in my huis nie. As 'n ding nie reg is nie, het ek en Misaan geen probleem om vir mekaar te sê, hierdie gaan nie werk nie. En ek weet baie ouens sê, ja, ons wil net vrede hê. My vriend, God het jou nie geroep om net in vrede hier te sit en te sien hoe alles verby jou gaan nie. Hy het jou geroep om 'n staan te staan, om op die plek te kom waar jy sê, ek in my huis, moet jy begin optree vir jou huis. As jou man of vrou uit lyn uit is, ouens, ek wil vir jou sê, die tyd is nou dat jy hulle begin in lyn bring. In die naam van Jesus Christus. Nie in jou naam nie. In die naam van Jesus Christus. Begin staan op wat reg is. Ons kan nie net aanploeter asof daar geen môre is nie. Ag man, alles is alright. Ek wil vir jou sê, met 'n oomblik kan alles net weg wees. Hoe weet enige van ons? 'n Kollega van my wat saam met my in Christiana by die AGS kerk is, het eergister sy 14-jarige seun verloor aan kanker. Nou hy net 'n paar jaar terug sy vrou verloor het. So ek wil volgende vir jou sê, of hy 'n man van God is, ek wil vir jou sê, daardie man is stikkend, en ek weet hy soveel vra, want wie van ons sal nie vra hê nie? Wie van ons sal nie op die plek kom waar ons sê, Here, hoe is dit moontlik nie? Maar jy sien, die God wat ons aanbid het 'n manier om ons deur dinge te dra wat ons nie verstaan nie. Dit is so maklik wat plekke verruil kan word. Jy luister na al die goed wat in die wêreld aangaan. Het jy al vir 'n oomblik gewonder, is dit by jou deur stil staan? Ek het in my lewe nooit vir 'n oomblik eers gedink dat ek geknyp gaan word deur weerlig nie. En hoekom gebruik ek daai woord, want jy sien, as hy my geslaan het, was ek nie hier nie. Maar hy het my baie wakker gemaak. Hy het my baie bewus gemaak van hoe anderste Woensdag vir my sou wees. Jy sien, Romeine 8:31 sê, as God vir jou is, wie sal waag om teen jou te wees? Maar kan jy net op daai skrif staan? O nee, ek en jy moet 'n verskil maak.
Ek en jy moet weet wat ons roeping is. Ons moet weet wat ons betekenis is. Ons moet weet wat ons weeg. Jy sien, hierdie beteken vir jou absoluut niks as jy 'n lightweight is en daar nie eens 'n verskil kom wanneer ek op hierdie skaal klim, gebeur daar nie eens iets nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek is so opgepomp. Ek dink as ek op hierdie skaal klim, wel ek sal letterlik hom laat al sy spring skiet. Dis nie net in die gees nie. Maar is dit hoe jy voel? Jy moet na jou skaal toe gaan in jou huis en sê, jy het 'n geheim wat vir jou chom. As jy dink, jy het swaar gekry, nou gaan jy swaar kry. Want jy sien, ek en my Jesus is nou saam op hierdie skaal. Kom aan, is jy nie moeg om alleen te loop nie? Is jy nie moeg om net alles by jouself aan te pak nie? Is jy nie moeg om vir jouself elke ding? Al wat jy hoef te doen is te sê, Here, kom Vader, kom deel saam met my. Nou ek wil vanoggend, wil ek vir jou sê, ons gaan 'n lekker song speel. En ek wil hê jy moet net vir jou kom self kom help en aansit aan die tafel. Ouens, jy moet vanoggend bewus wees net van een ding. Vader, dankie. Wanneer u liggaam heel word van hierdie liggaam, herstel jy my gewig. En ek wil jy moet verstaan, dit gaan oor jou gees. Moenie nou begin stres, ek het nou net 2 kilos verloor en nou gaan ek alles optel. Ek het vir jou geheim, as 2 kilos jou probleem is, wil ek vir jou sê, dis nie 'n patch nie, want ek bid vir 100 ekstra. Here, ek kan nie sê ek is 'n swaar gewig vir u, en ek tel net 'n 1 of 2 kilos op nie. Jy sien, 1 of 2 kilos is die eerste 2 songs van worship. Hallo? Want dis wanneer jy nog net so maak. Dis wanneer ons begin aanbid. Wanneer ons in diep aanbidding ingaan. Dis wanneer die gewig inkom. Want dis wanneer die Heilige Gees so oor jou kom en jy voel, Here, ek is vas. Ek kan voel hoe my voete ewe skielik vas is op hierdie grond. Ek kan voel wanneer ek die een voet bo die ander ene sit, is dit amper moeite om my been op te tel, want hoekom? Ek is 'n swaar gewig in u, Here. En ek wil hê jy moet vanoggend dit ervaar by die tafel. Ek wil hê jy moet vanoggend bewus raak van wat Jesus vir jou kan doen. Hy kan jou gister verander asof dit nooit was nie. Ek wil vir jou sê, die een ding wat ek geleer het, ek probeer nie eers gister deel maak van vandag nie. Dit het gebeur en waar ek opgeslip het, jammer, Here. En as ek vir 'n mens moet jammer sê, dan sê ek eerder jammer, as wat ek die hele tyd teruggaan, ek het dit vergeet, hoe gaan ek dit regmaak? Jy kan nie regmaak wat jy vergeet het nie. Hallo? Ek weet nie hoekom probeer ons so hard nie. Vra om verskoning, beweeg deur dit. Ons is so besig om gister se jammers te probeer regverdig, ons nie vandag kan lewe nie. Ons is so besig om te probeer dink, hoe gaan ek hierdie ding herstel, in plaas van, Here, herstel my eers, kry my uitkyk reg, Here, dat ek gefokus sal wees op u, en nie op wat gebeur het nie. Nou daai ou mooi Engelse woordjie, ek dink is die enigste ding wat ek vir my Engelse klasse onthou, past tense. Hy hoort presies waar hy is, in die past. Hoekom is ons so besig om die verlede die hele tyd saam te sleep? Ek wil vir jou sê, ek love my tas. Hierdie tas is so lekker, veral as ek nie my goed in my hand moet dra nie, en ek sit dit in my tas, en raai wat, jy swing hom net so op die skouer. Maar ek wil vir jou sê, hierdie kan 'n nuisance raak. Want elke keer as jy iets anders te wil doen, raai wat gebeur, donk. Dan sy op die arm, dan sy gewoonlik op die grond. En dan partykeer wonder ek, hoekom het ek die tas? En dan onthou ek sou alles in my hand gedra. Okay, die tas is awesome. Klink dit nie amper soos jou lewe nie? Ons is besig om soveel goed saam te dra. Dit is so besig om ons te frustreer, maar ons doen niks daaromtrent nie. Ek het een ding besef, as jy die probleempie wil weg hê, raai wat? En ek is nie eens 'n brain surgeon nie.
Partykeer het ons nodig om net so 'n bietjie uit die boks uit te dink om te sê, Here, help my om die irritasie weg te vat. Hoeveel van ons loop met irritasies en al wat ons moet doen, is net die ander arm deurdruk en sê, nou plaai my nie eers nie. Want hy is nie eers hier langs my nie, hy's agter my. Is dit nie waar jou probleem moet wees nie? Agter jou. Maar ons is so besig om hierdie dingetjie te skuif. Hoeveel van ons gaan soek 'n ander sak? Ek lag nou die dag, ou sê, werk 'n rugsak nie beter nie. Ek sê, het jy al gesien wat 'n man doen met 'n rugsak? Hy sit hom net op een skouer. Hoekom? Is te veel moeite om my ander arm in te sit. Ek weet, ek het myne vir my zoon saamgegee. Sy sê, maar gaan jy hom nie mis nie? Ek sê, nee, hy het my lank genoeg frustreer. Sy sê, jy moet net 2 arms insit. Ek sê, het jy gesien, hoe lyk ek as ek 2 arms wil uit, lyk soos 'n ou wat 'n wetsuit probeer uittrek. As hy hier bo is, wil hy nie weer afkom nie. Maar een strap haak net af. Ek en jy het nodig om uit hierdie ding uit te beweeg. Ons maak dit so moeilik. En al wat ons nodig het om te doen, is om op die plek te kom waar ons sê, Here, herstel my. Herstel my, Here. Vader, ek wil op 'n plek wees, of daar tornado is, of daar stormwind is. Ek sal nooit 'n lig gevind word nie. Daai windjie sal my nie beweeg nie. Hy sal my nie skuif nie. Want as U wil hê dat ek op 'n plek moet staan, gaan ek daar geanker wees in Jesus naam. Jy sien, ek en jy moet seker maak dat die anker wat ons het, julle almal ken hom, dat daai anker nog deel is van jou. Party van ons gaan uit op die diep see en jy het nie eers 'n anker nie. Want ons is so gewoond om net saam in die stroom te gaan. Ag nee, wat soos die see my vat, soos die branders breek, weet jy wat, ek sal eindig waar ek moet. Waar? In die middel van die see. Baie van ons eindig in die middel van nêrens. Want ons het nie sekerheid van waar ons geëindig het nie. Hierdie is jou sekerheid. Hierdie is jou sekerheid, en vanoggend is hierdie jou anker. Maar jy het nodig om die keuse te maak op pad hiernatoe, om te sê, Here, ek wil geanker wees in Jesus naam. Jy sien, hy gee vir ons so baie goedjies. Maar ek wil Hebreërs 5 vers 12 vir jou lees tot 14, hy sê, as 'n mens dink aan hoe lank julle reeds gelowiges is, moes julle eintlik alself onderrig in geloof gegee het. En nou het 'n mens werklik waar weer nodig om julle die mees elementêre aspek van die woord van God te leer. Julle is soos babietjies wat nog net melk kan drink en nie vaste kos kan inneem nie. Weet jy, wanneer ons hierdie skrif hoor, dan dink ons altyd daar's 'n ou sambokkie agter. Het jy gehoor, hy sê ek is nog besig om melk te drink. Ek wil volgens vir jou sê, sodra jy dink dat dit is wat ek sê, dan is dit presies wat jy besig is om te doen. Amen? Dit raak nou half minder. Iets kan jou net raak as jy skuldig is. Iets kan net vir jou persoonlik wees as jy weet jy's nie op vaste kos nie. Jy sien, want hierdie is nie my weergawe nie, dis die woord. Dis die woord wat dit vir ons gee. Maar dan sê in vers 13, mense wat nog van melk leef, kan nie werklik saampraat oor die suiwer leer nie. Hulle is dan nog maar net kinders. Ek wil gou vir jou vra, papa, mamma, luister jy na wat jou kind vir jou sê as jy 'n groot besluit moet neem? Hallo? Rarig? Maar ons wil in die wêreld rond beweeg, nog babietjies wees, maar ons wil geestelik wil ons die impak hê. Ek wil vir daai kerk sê hoe dit moet funksioneer. Kom eers by Jesus uit. Want eerstens moet hy nie net jou vaste kos leer eet nie, hy moet eers jou gees verander. Want wanneer 'n mens gaan met 'n aanval, is jou gees nie in lyn met God nie. Hy sê in vers 14, vaste kos is bedoel vir groot mense. Vir hulle wat in die skool van die lewe ingeoefen is, om tussen goed en kwaad te onderskei.
Nou, dis eintlik, vers 14 sê eintlik, jy's 'n swaar gewig. Wanneer jy op vaste kos is, dan kan jy ook rondloop met pikswere, want ek is 'n heavyweight. Het jy gesien, sodra 'n oue posisie of iets kry, of hy iets gedoen het outomaties, ek weet nie of daar ietsie hier is wat swel nie, maar onmiddellik gaan die arm so. Dis altyd vir my so goed, as iets gebeur en dink ek, hoekom is daai ding vir jou die eerste ding? Is dit nie iets wat jy moet excited oor raak nie? Ek luister gister, non-stop, ons is by die jeugsaamtrek in Potch, en al boodskappe van het ek in die kar klim is, hoe die Springbokke, hoe awesome, en hulle is so. Maar ek hoor nie sulke goed, deur die week, oor hoe awesome God vir hom was, of hoe die Here voorsien het, en raai wat, ek het hierdie oorwinning gehad. Maar ek dank die Here dat ek gister met Tannie Hannetjie kon praat, en excitement, want jy sien, sy en oom Piet het oorwinning gehad, want God se hand was oor hulle. Kom aan ouens, hoekom raak ons nie opgewonde oor hierdie goed nie? Hoekom begin ons nie met ouens deel van wat Jesus nog in ons lewens doen nie? Die wonderwerke wat nog plaasvind. Maar ons is so besig om net, ek wil vir jou sê, die tyd om 'n cool cat te wees, daai seisoen het gegaan. Ons kan nie meer in die huis van die Here inkom en net dink, ag ek is hier nie. Want jy sien, Vader staan en wag en hy kyk wat jy doen, wat jou hart is. En dan bepaal hy die roeping wat oor jou lewe was of is. Wees versigtig dat ons nie in past tense begin werk. Here, maar daar was so groot roeping op my lewe, waar is ek nou? Want jy het gekies om weg te loop. Jy het gekies om 'n dowe oor te gee, toe Vader jou geroep het. Jy sien, God kan in 'n oogwink goed herstel, maar dis jou keuse. Ek wil begin afsluit om dit vir jou te sê. Terwyl ek Efesiërs 6 vers 10 lees, is dit, as jy weer daai balpie wat so aangaan, en ek sê, Here, U is my kragbron, en het was so, is baie keer lekker om met jouself te joke. Nou sien ek myself, nou dink ek wonder as ek nou 'n globe optel, gaan daar krag wees, met die krag wat deur my gekom het. En nou dink ek, imagine ek kom staan nou vanoggend hier met 2 globes, want jy onthou daai globes wat ons met load shedding gekry het, dit voel so lank terug, en dit was net nou die dag. En tog, meeste van hulle, as hy ergens jou ring of iets gevang het, dan gaan hy aan. Nou, my kleinkinders het gedink, ek kan die onmoontlike doen. Want ek hou die globe so, hou pa die globe brand! Ek sê, dis wat oupa kan doen. Maar ek het self gewonder, wat gaan nou aan? So ek het dieselfde verbasing as hy gehad, maar toe ek agterkom, ek kan met hierdie ding bietjie rondspeel. Nou sit ek daar binne, nou dink ek, moet ek nie net gou globe gaan haal nie. Want jy sien, die kind in ons gaan nooit weg nie. Ek hou van humor, en ek hou daarvan om gewoonlik eers met myself te joke. Want baie keer is dit die lekkerste om vir myself te lag, want niemand word kwaad nie. Want as jy geweet, as jy met jouself die gek skeer, vir wie gaan jy kwaad word? En dis wat lekker is. En op daai oomblik sit en lag ek en ek dink, hoe stupid wil ek nou wees? Want nou sit en kyk ek vir die kas, want ek wil hê daar lê 2 globes. Nou dink ek, Here, hoe verbaas sal ek wees as daar nou regtig krag op daai globe is? En op daai oomblik kry ek net hierdie ligpuntjie. Here, maar is daar nie veronderstel om lig die heeltyd vanuit my te wees nie? Want jy sien, die lig van die lewe is in ons. Ons ontvang die kragbron. Nou dis wat hy hier sê, en dis wat hierdie skrif so mooi maak. Want die kragbron, Efesiërs 16 sê, verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Soek julle krag in die Here, want dis jou kragbron. Ouens, daar's nie 'n ander plek nie. Jou kragbron is by Jesus Christus. Maar hy wag vir my en jou. Hy wag vir ons om op te staan en te sê, Here, Vader,
Ek is op 'n plek, ek het nie nodig om 'n globe te gaan haal nie. Want raai wat, as ek by Melanie kom en ek so maak, moet die lig van my na haar beweeg. Jy sien, dis wanneer jy weet dat die krag van God in en oor jou is. Maar wanneer laas het jy daai krag ervaar? Wanneer laas het jy daai excitement gehad van ek wil net aan iemand vat? As jy geweet die salwing het 'n snaakse manier om af te smeer. Die salwing is so awesome. Want wanneer die salwing op jou is, jy kan net verby mense loop. Jy hoef net so te maak. En weet jy, soos wat jy hulle aanraak, het die salwing 'n manier om af te vryf. Want raai wat, die salwing bly nie by Corneille nie. Want raai wie sit langs haar? Die salwing gaan nie net by Wouter of net by Jaaitjie nie. Nee, hy trek deur. Maar is dit waar ons is? Dat ons op die plek is waar ons kan sê, Here, dat U salwing deur my trek. Jy sien, party mense verstaan nie die salwing nie. Dan is dit nodig vir ons wat in die lig is, vir ons wat heavyweights is, in die Here, swaar gewigte in die gees, ons so 'n bietjie verby te loop en te sê, Stefan, wil jy vir Elmer die surprise? En terwyl hy nog dink wat die surprise is, dan gee jy hom net 'n ietsie ekstra om oor te dra. Wanneer laas het jy daai opgewondenheid gehad, dat jy weet, Here, dit wat deur my gaan na die volgende persoon toe gaan. Kom aan, ons kom op 'n plek van, ek hoef nie dit te doen nie, weet jy wat, dis vir daai mense. Ek wil jou geheim vertel, ons is daai mense, die geseëndes van die Here. Maar ek en jy het nodig om soos die geseëndes van die Here op te tree. Ek en jy het nodig om die opgewondenheid te ontwikkel, om by hierdie tafel te kom en te sê, Here, You're worthy of it all. Vader, U het U seun vir my gegee. En omdat U dit vir my gegee het ek die belofte gemaak dat ek in my huis U gaan loof en prys, dat ek U gaan dien, dat ek U voorbeeld gaan wees, dat ek U voorloper gaan wees. Dit alles het net begin by een beweging, toe Vader sy eniggebore seun op die kruis laat sterf het vir ons. Om een of ander rede verstaan ons nie die diepte van waardeur Jesus Christus, die seun van God, vir my en jou gegaan het nie. Ons kom sit agteroor en ons dink, ons verdien dit. Rarig? Verdien jy dit rarig? Ek raak skaam partykeer as ek dink wat Vader opgegee het en wat ek teruggee. Here, ek is nog nie eens by 'n druppel in die emmer nie. En dan raak ons opgewonde oor my emmertjie loop oor. Maar vir die emmer om oor te loop beteken daar moet baie meer as 1 druppel ingaan. Besef jy hoeveel opofferings gaan ewe skielik nou moet plaasvind? Praat van geestelike opofferings. Want jy sien, hoe meer jy kan dit doen en sê, Here, ek staan terug, wat is U plan? Maar ons is so in beheer van ons lewens, ons wil U voor staan. Here, ek is gereed, okay, wat gaan ek nou doen? Jy sien, hy kan nie deur jou werk as jy voor hom uitloop nie. Dis waarom hy sê, neem jou kruis op en volg my. Ons het vanoggend nodig om ons kruis op te neem, om te volg na die tafel toe, en nie te kom en te sê, Here, help my om werklik weer in U te staan. Help my om te besef dat wanneer ek U liggaam inneem, gaan dit soos 'n ontploffing wees. Hierdie klein broodjie gaan net so hier binne in my alles vol maak, alles heel maak. Ons bid vanoggend vir absolute wonderwerke. My vriend, ek wil hê jy moet die wonderwerk by sy naam vir jouself vat, as jy sy liggaam vat.
Here, ek vat vanoggend hierdie. Soos ek die liggaam deel maak van my, sê ek dankie, ek vat dit, ek maak dit vas, dankie. Ons moet ophou in herhaling, herhaling, herhaling. Begin vat, maak dit vas en sê dankie. Jy sien, dis wanneer Vader vir jou die onmoontlike moontlik maak. Hy wag vir my en jou om net op te staan en die moontlike eers te doen. Jy kan daai vir ons aansien. En ek gaan julle uitnooi om vanoggend uit te kom na die tafel toe. En die uitnodiging te ontvang wat Jesus vir ons gegee het. Want jy sien, julle het by deure ingestap waar julle nie eens nodig gehad het om te klop nie, want die deure was oop. Julle kon inbeweeg, julle kan na die tafel toe gaan en julle kan kom feesmaal hou. Vanoggend is dit jou keuse, wat se fees jy wil ervaar hier binne. Here, dankie dat U hierdie herstel. Dankie dat ek nie so moet maak en sê, hoekom gebeur daar niks? Hoekom beweeg hy nie? Maar jy sien, kyk net wat gebeur as jy die liggaam van Jesus het en jy sit ewe skielik sy liggaam in. Dan ewe skielik is daar 'n verskil in daai naaltjie. Jy sien, ewe skielik begin hy so maak. Dankie Here, ek soek meer. Want jy sien, hier is net die begin. As ek hier kon opklim, sou ek hier opgeklim het. Maar die Here het geweet, hierdie arme skaaltjie gaan my nie hou nie. Ek en jy moet op die plek kom vanoggend, om dit in ons gees te ervaar. Here, ek moet te swaar wees vir daai skaal. Dankie dat U nou volmaak. Dankie dat U volmaak. Dankie dat U herstel. Kom sluit ons oë. Dankie Here, dat ons vanoggend in U en by U kan wees, Here. Dankie Vader dat ons vanoggend in die naam van Jesus Christus kan aansit aan hierdie tafel. Vader, dankie dat U vanoggend iets groots doen. Here, dankie dat U ons volmaak. Dankie vir elke wonderwerk wat U vanoggend in lyn het vir elke man, elke vrou, elke jong mens. Vader, U is 'n waarmaker van elke woord. En ek eer U, ek gee vanoggend vir U al die lof. Vader, ons staan vanoggend net in gehoorsaamheid. En sê, Here, kom maak my vol. Kom maak my vol in Jesus naam. Amen. Ons kan so uitbeweeg. Dankie, Here. Amen, Jesus. Yes, Lord. Oh, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. From the temple courts of Zion, hear the ancient song arise. Every tribe and every nation, lifting praise up to the sky. In the language of the angels, in the tongue of David's throne, we declare your glorious names. Make your glory known. The Hebrew declaration, Baruch Hashem, blessed be your name. In every language you remain the same. Hallelujah, Adonai, hallelujah, El Shaddai, hallelujah,
sets us free. Amen, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. Oh, Jesus. Is dit nie lekker om net in 'n ander atmosfeer van die Gees te wees nie? Om net 'n ander ervaring. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Ek wil vir julle sê, ek surprise my bure nogal elke nou en dan. Want ek het so lekker boombox daar in my kamer. Ek kan nie slaap sonder musiek nie. En as ek wakker word, dan wil ek so bietjie meer volume hê. En ek het 'n dingetjie met hierdie song. Want elke keer as ek hierdie ding luister, dan kyk as jy nie uit die bed uit kan opstaan, jy speel hierdie liedjie. Ew. Hy doen iets. En dan die lekker is, mamma is nie daar om te sê sagter. En ek is baie geseënd, ek het selektiewe gehoor. Hoe harder iets is, hoe beter hoor ek. Soos daai ding so begin inkom en jy die inpak. Ek het nooit besef dat een lied elke keer soveel kan doen in jou. Jy sien, veral as jy toelaat dat die woorde so in jou gees ingaan. Daar's 'n liedjie wat my dogter jare terug, die eerste keer toe sy het sing, was sy, ek dink sy was standaard 5 of 6. En ek wil vir julle sê, van al die liedjies, sy is by 'n sangskool, van al die liedjies wat sy kon kies sy hierdie liedjie, At Your Feet. En ek wil vir julle sê, ek het van begin tot einde het ek gesit, jy weet, soos iemand wat huk, het ek gesit en snik. Net oor een rede, Here, sy kon alles kies. Sy het gekies om by die voete van Jesus te wees. En dan besef ek, Here, is dit nie wat ons nodig het, daai een dingetjie. Kom aan, jy en jou kinders kan hoe verskil, maar daar kan een dingetjie wees wat jou net terugvat. Nou, hoe oulik hulle dit of hoe impak dit gemaak het. Moenie toelaat dat al die goed wat verkeerd geloop het tussen jou en een mooi oomblik. En ek kies om te glo dat die een mooi oomblik is daai wat Vader oor hulle lewe oopgemaak het. Al het Satan hulle gesidetrack, al het Satan hulle na 'n plek toe gevat wat ons nie verstaan nie. By God is niks onmoontlik nie. En ek wil volgende vir jou sê, dit is nou meer as ooit van tevore 'n tyd waar ons vir ons kinders moet intree. Ons kan nie meer net aanbeweeg nie. Ons kan nie net aanvaar nie. So ek wil graag hierdie donderdag wat nou kom, wil ek vir julle uitsit. Ek gaan van 6 tot 7 gaan ons hier wees. Hier gaan geen program wees nie. Ons gaan vir Vader net kom dankie sê. En jy kan volgens sê vir wat? Ek wil jy moet hoor. Hou op, dink vir wat, begin dankie sê vir die bietjie wat jy het, sodat hy vir jou baie kan gee. Begin dankie sê vir die wonderwerke wat jy vanoggend voor gevra het. Jy sien, want baie keer, ons staan en wag, okay, het dit gebeur? Dit het nog nie. Het dit gebeur? Dis soos wanneer iets in jou liggaam seer is, dan is dit asof, Here, maar ek het nou gevra, nou, hierdie ding is nog seer. Ek het een ding geleer, wanneer jy weggevoer raak in die gees, vergeet jy van waar die pyn was. Jy's baie keer uit gewoonte uit met jy krippel loop, en dan, watter been was dit? Want jy sien, die Here surprise jy so, hy vat 'n seer weg, wanneer jy dit nie verwag nie, dat jy nie eers weet waar die seer was nie. Hoeveel te meer van innerlike pyn.
as hy 'n vleeslike ding so kan wegvat, kan hy 'n geestelike ding net so. Nou, Chantal, jy het 'n ding gerefresh laas week, en ons het al Woensdag daaroor gepraat, maar ek kan nie daai het my, wat hy in Johannes 20, waar hy so geblaas het, dit kan nie uitgaan nie. Nou ek's 'n prentjie mens, so as ek iets sien, dan kan ek dit nie ophou sien nie. Elke keer as ek begin besig raak met die Here, en sê ek, Here, blaas oor my ook. Soos wat hy oor die disippels geblaas het. Ek wil hier sit en ek wil die salwing voel, maar ek wil letterlik in my gees ervaar. En weet jy, terwyl ek dit nou sê, wil ek vir jou sê, is dit nie wat jy dalk in die gees begin oor jou kinders moet doen nie? Hulle is dalk nie meer in jou huis nie. Here, maar soos u oor die disippels, wat soos sy kinders was, oor hulle geblaas het, blaas ek nou daai werke. Jy kan nou vir my sê, ag, jy's laf. Ek worry nie. Maar weet jy wat, toe Jesus dit gedoen het, het daar 'n impak gekom. En raai wat het Jesus vir ons gesê? Dat ons nog groter gaan doen as wat hy gedoen het. Die probleem is, ons glo dit nie. Dis waarom dit nog nie gebeur het nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer jy uitstap, en jy maak so, en jy's 'n heavyweight, want 'n lightweight loop nie so nie. 'n lightweight is net te bly dat hy alles in plek hou. Dis soos 'n draadhanger. 'n heavyweight loop so. Here, dankie. Ek is reg om nog op te tel. En nog. Weet jy hoekom? Het gaan nie oor die wat lemoene onder nie, want ek kan onderin sit. Die wat te lig is, ek sal vir Oumi optel en ek gaan ons saamvat. As sy moeg raak, Here, want u sê ek is dan 'n swaar gewig. Nou 'n swaar gewig kan enigiets doen. Het jy al gesien wat doen hierdie strongman ouens op daai kompetisies? Imagine wat kan gebeur as die Here jou daai geestelike krag gee. Niemand sal meer agterbly nie. Dis die mooi wat ek kies om te glo. Here, jy gaan niemand mis nie. En dis al wat belangrik is. So ek wil vanoggend vir julle sê, maak hierdie week 'n prioriteit. Dinsdag aand het ons woordstudie, kom met 'n verwagting, want ek wil vir julle sê, die Heilige Gees bly net elke keer vir ons net so ietsie ekstra gee. Weet, ouens sê altyd, ek weet nie of julle ook so nie, ek hou van treats. Ek treat myself baie maklik vir 'n roomys, of enigiets wat lekker is. Nou, hoekom is dit dat ons nie geestelike treats wil hê nie? Kom aan man, ons is menslik. Here, bederf my net met ietsie meer. Jy word bederf wanneer jy die woord kry. Wow, ek het nie hierdie so. Ek het al soveel keer Johannes 20 gelees. Toe Chantal dit sê, tussen kyk ek uit skrif, so ek dog, oh, Here, ek wil net hier sit en ek wil voel hoe u oor my blaas. En elke keer as ek dit in my gedagtes so deurspeel, dan ervaar ek hoe die salwing net so oor my kom. Want jy sien, Johannes 14:14, wat jy sukkel om te verstaan, na 6,5 jaar sê, wat jy vra in sy naam. Miskien het ons nodig om anders te begin vra, dieper goed, groter in sy naam. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie Here vir die voorreg om vandag by mekaar te wees. Dankie vir die voorreg om deel te hê van die tafel. Dankie dat u ons vandag swaar gewigte gemaak het. Dankie dat ons kan uitstap, die wêreld weer in die oë kyk, Here. Dankie Vader dat ons hierdie gedagte van, ek is nie genoeg nie. Vader, dankie dat u dit nou afsny en weggevat het in Jesus naam. Vader, ek sê vanoggend dankie vir oorwinning en genesing. Ek sê dankie vir wonderwerke wat klaar plaasgevind het en wat nog besig is om plaas te vind. Ek sê dankie vir ons kinders wat losmaak met dit wat nie u plan is nie en dat hulle terugkeer na u voete toe. Vanoggend, Here, sit ons daai lied uit vir hulle, At Your Feet, Lord.
Here, dis waar ons hulle wil hê. Ons weier om verder enige leuen van Satan te glo of hier te huisves, Here. Ons sny dit af soos dit inkom en ons spreek lewe in Jesus naam. Ons eer U, Here. Ek bid U seën oor die week wat voorlê. Vader, dat ons net goedheid en guns sal ervaar in Jesus naam. Amen. Onthou